Goeiemiddag, dit is tyd vir Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vieren en jy luister na Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlik het jy die voorreg om te kan livestream op livefm.co.za. Ek het goeie nuus vir vandag. Hierdie is program nommer 100. Ons het heel wat meer programme uitgesaai, want daar was 'n paar keer wat ons moes heruitsendings doen, maar hierdie is program 100. En daarom wil ek 'n gelukkige luisteraar seën met 'n lekker geskenkpak van Pure Pomegranate. Dit sal een van my boeke bevat en 'n paar lekkerhede uit die Pure Pomegranate kas uit. So, as jy wil in aanmerking kom vir hierdie heerlike geskenkpak, kan jy my kontak op Pure Pomegranate Ministry, alles in Engels. As ek dit nou in Afrikaans sou sê, sou ek sê suiwer granaat. Maar Pure Pomegranate Ministry @gmail.com, of jy kan my kontak op 079 525 4628. En dan stuur ek vir jou hierdie heerlike geskenkpak, spesiaal met liefde uit die Pure Pomegranate kas uit. Kan jy glo die jaar is verby? Ons knip ons oë en dan is die jaar verby. En dan dink ek altyd aan daardie skrif wat praat van in a twinkling of an eye gaan alles verander. En a twinkling of an eye is nog vinniger as 'n knip van die oog, want die twinkling is amper net soos daai glinsteringkie wat in 'n mens se oog is, en dis daardie glinstering wat in Abba se oog gaan kom wanneer dit die oomblik is, wanneer hy sy kinders gaan kom haal. Gaan dit nie die wonderlikste? Ja, ek dink nie is wonderlik is die regte woord nie, nee, ek weet nie of ons woorde het nie, want die woord sê toch vir ons, geen oog het nog ooit gesien en geen oor het nog ooit gehoor, dit wat hy vir ons voorberei nie. So ons woorde gaan verseker ook nie genoeg wees om dit te kan beskryf nie. But in the twinkling of an eye, everything is going to change. Ons wag daarvoor met afwagting. Abba, dankie, dat ons hier aan die einde van die jaar kan kom en kan weet, hierdie jaar is in 'n oogwink verby. Maar vir u is een dag soos 'n jaar, en een jaar soos 'n dag. Tyd is vir u nie belangrik nie, want u is buite tyd, en u doen en dink en is volgens u eie tyd. Help ons om daarin in te klim en te rus in die wete, dat wanneer u tyd gebruik, dan gebruik u dit ten volle, en dat u geen mens se tyd mors nie, maar dat u elke sekond wat ons selfs partykeer gemors het, weer kan redeem. Ons loof u daarvoor. Dankie dat u getrou is. Amen. Welkom terug, ek is Ina van Vieren en jy luister na Heuning en Granaat op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area, en as jy op 'n ander plek in die wêreld is, kan jy gerus inskakel op internet op livefm.co.za. Ons kyk vandag na die kandelaar of die menorah as deel van die reeks oor die tabernakel waarmee ons besig is. Ons kry die gedeelte oor die tabernakel in Eksodus 25 tot 40 en dan spesifiek in 37, Eksodus 37 vanaf vers 17 tot 24 kry ons die skrifgedeelte oor die menorah, maar jy kan ook in Levitikus 24 daaroor gaan lees. Die kandelaar was 'n baie interessante deel van die meublement. Ek wil amper sê die ander is almal hoekig
Maar hierdie kandelaar of die menorah is heeltemal, en die ander was almal oorgetrekte hout. Maar die menorah is een soliede stuk goud gewees, een talent goud. Nou kenners sê vir ons, dis plus minus 100 pond goud, of omtrent 34 kilogram goud. Dit moes geweldig swaar gewees het. En dit is van dryfwerk gemaak. Dis met ander woorde met 'n hamertjie gekap tot die verlangde vorm wat dit moes wees. Op hierdie menorah is daar 3 stadiums van 'n amandelbloeisel uitgebeeld. Dis alles deel daarvan gewees. Ek wonder altyd, ek sou so graag eendag met hierdie ouens, Bezalel en daai ouens wat gaan sit het en die goed van die hele tabernakel gemaak het. Ek sou so graag by hulle wou gaan sit het en net by hulle sê, vir hulle vra, hoe het julle dit gedoen? Want hulle moes uitbeeld dit wat God vir Moses gesê het. Hulle het dit derdehands amper gekry en dan moes hulle uitbeeld dit wat God vir Moses gesê het. Maar die wonderlike nuus is, God het hulle met die Gees, ek wil amper sê beklee, bemagtig om te doen dit wat hy vir Moses gesê het. So, in die Gees het hulle gemaak, dit wat hulle geweet het, wat Jahwe, God almagtig, wou gehad het. Soos hy vir hulle gesê het, daar moet 3 stadiums van 'n amandelbloeisel moet deel wees van hierdie van hierdie menorah, het hulle presies geweet wat hulle moet doen. Ek kan nie vir julle sê hoeveel vorms het ek al gesien van hoe ouens interpreteer hoe dit moet lyk. En nie een van ons kan dit regkry nie. Nie een van ons weet presies hoe dit gelyk het, maar hierdie ouens het presies geweet wat hulle gedoen het. So die 3 stadiums van die amandelbloeisel wat hulle dan moes uitbeeld, was die kelke, die bloeisels en die kroonblare. En dit dui op die 3 eenheid van God. 'n Amandel is baie belangrik in die woord. In Jeremia 1 lees ons dat God vir Jeremia sê, wat sien jy? En dan sê hy, ek sien 'n amandeltak. En dan sê hy vir hom, jy het reg gesien, want ek is wakker oor my woord. Die amandelboom is die boom wat eerste blom na die winterseisoen. En dan is die hele Israel vol van hierdie pragtige amandelbome met hulle bloeisels. En die boom, die woord vir amandel is shaket, wat beteken the awake tree. Ons kan dit vertaal met the awake tree. En dit dui ook op die opstandingskrag, die opstandingslewe wat my en jou deel word. En ons sien die eerste vorm daarvan, sien ons in Numeri 17, toe Aaron se staf begin bot het. En Vader daardeur vir die volk kom wys het dat hy Aaron aangestel het. Maar vir ons kom sê hy dat in ons hoëpriester, Yeshua Mashiach, Jesus Christus, lê die opstanding. Daar is nou nogal van die ou Jode, of die ou Israelitiese rabbies en so aan, ons noem hulle die sages, hulle het geglo dat die boom van die lewe eintlik 'n amandelboom is. So daarom word die menorah soms ook die boom van die lewe genoem. Maar ek gaan bietjie later daarna kyk, dan gaan ons bietjie sê, maar kom ons kyk so bietjie anders daarna. So, daar's altesaam 9 ornamente aan die kandelaar, dis nou hierdie amandelbloeisel ornamente, en dit dui op die 9 eienskappe van die vrug van die Gees, as ook die 9 gawes van die Gees. So, 9 is dus die getal van die Heilige Gees. Die voetstuk van die menorah dui op God. God homself, hy is die rots, hy is die fondasie van ons geloof. En die stam dui op Yeshua, op Jesus, en die arm staan nou op die liggaam, of die kerk, die hoofletterkerk, wat uit die stam uitspruit. Wat sê Johannes 15 vir ons? Hy is die wynstok, en ons is die lote. Hierdie stam van die menorah het 'n lampie bo-op gehad. Elkeen van die stamme het 'n lampie gehad, maar hierdie middelste lampie
was die belangrike ene, en hy's genoem die shamash, of die dienaar kers, die servant candle, of die servant lamp, wat dui op Yeshua wat gekom het as die suffering servant. Want jy sien, die olie is daar ingegooi, en van daar af het dit dan nou uitgeloop na die ander lampies toe. Die kerk of die bruid se taak is om die lig vir die wêreld. Yeshua Ha'or Ha'olam. Hy is Yeshua, Jesus, die lig van die wêreld. Yeshua Ha'or Ha'olam. Ons taak is om hom te dra na die donker wêreld toe. En self die lig vir die wêreld te wees, omdat hy in ons is. Ons sê dat ons in hierdie reeks gaan kyk hoe Yeshua homself openbaar dan nou in Johannes as die openbaring van dit wat in die tabernakel is. In Johannes 8 leer ons hom ken as die lig van die wêreld. En dan sê hy in vers 12, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal self die lig hê wat lewe gee. Die menorah is 'n simbool van 'n paar goed. So ek wil hê ons moet net so 'n bietjie gaan kyk, wat is hierdie dit wat uitgebeeld word deur die menorah. Die eerste ding is, dis 'n simbool van die woord van God. Psalm 119 vers 105 sê toe vir ons, hy is die lamp vir ons voete. Die lampies is so geposisioneer gewees dat dit lig werp op die tafel met die offerbrood. En ons het reeds gesê verlede week, die brood simboliseer die woord en die menorah verteenwoordig dan die Heilige Gees. En die Heilige Gees alleen kan vir ons die skrif illumineer, die lig daarop laat val, sodat ek en jy dit reg kan beoordeel en reg kan verstaan. Die menorah is ook die simbool van die Gees van God. In Openbaring 4 vers 6 kry ons ook die gedeelte van die 7 vlamme voor die troon van God. Al was 7 lampies aan die kandelaar, 7 is God se volmaakte getal. En hierdie 7 lampies dui ook op die 7 geeste van God, volgens Openbaring 1 vers 4. En hierdie 7 geeste veral dui op die 7 bedieninge, of die 7voudigheid van die Heilige Gees, volgens Jesaja 11 vers 2. Ons het onlangs die hele reeks daaroor gedoen. Al 7 hierdie bedieninge is vir elkeen van ons. Hy kom en hy kom gee vir ons die 7voudige Gees om ons te lei. Geliefdes, en ek dink nie ons gebruik dit naastenby of ons besef die volheid daarvan nie. Kom ons luister 'n bietjie na musiek en dan gaan ons na hierdie preek gaan ons bietjie in diepte kyk na hoe die menorah vir ons dan nou die Gees van Yeshua kom uitbeeld. Welkom terug. Ek is Ina van Vuren en jy luister na Heuning en Granaat op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en jy kan luister op internet op livefm.co.za. Ons is vandag besig om te kyk na die kandelaar of die menorah in die tabernakel en hoe Yeshua daardeur uitgebeeld word in die boek Johannes. En ons kry dit in Johannes 8 vanaf vers 12. Toe het Yeshua weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld en wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ons weet hy sê in Matteus vir ons, maar ons is ook veronderstel om die lig uit te dra. Geliefdes, verstaan ons werklik wat dit beteken om lig te wees? Verstaan ons werklik wat dit beteken om lig uit te dra en om lig te wees? Ek weet nie of julle dit besef nie, maar die wêreld is besig om al hoe donkerder te word. Daar's op die oomblik wetgewing wat wil keer dat ons as gelowiges ons regmatige
plek in hierdie land kan inneem, wat wil keer dat ons kan bid vir Israel, kan praat oor Israel. Hoe keer ons hierdie golf van duisternis wat opstaan teen ons? Is ons enigsins bewus daarvan dat ons lig kan uitgedoof word of dat die vyand probeer om ons lig uit te doof? Ek wil vir jou sê, as ons dit nie teenstaan nie, gaan die lig net al hoe dowwer word. Maar hoe meer ons dit teenstaan, hoe meer ons in eenheid gaan staan, hoe meer gaan die lig sterker word. Ons moet kies om te skyn. Ons moet kies om teen die duisternis te wees. En een van die wonderlikste hulpmiddels wat Abba vir ons gegee het, is die 7 geeste, of die 7voudige bediening van die Heilige Gees, volgens Jesaja 11 vers 2. Hy sê daarso, hy praat van Yeshua wat gaan kom, en dan sê hy, en die Gees van die Here Yahweh is op hom. En as ons nou verder gaan tel, dan gee hy vir ons 6 ander, en baie ouens tel dan net die 6, en dan kom hulle by 'n punt wat hulle sê, nee, maar daar's net 6, maar ons mis dat hierdie eerste ene, die volheid van die Gees, Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die volheid van God, is daar die middelste lampstaande, die middelste lampie, waaruit alles vloei. Hy is die Gees van liefde. Alles wat in hom is die volheid van die Gees. Dis vir my en jou tot beskikking, sodat ons kan skyn. Al wat ons moet doen is om lig te kies. Dis hoe ons skyn. En dan is die volgende een, die Gees wat ons wysheid gee, sodat ons weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. Die Gees wat insig gee, sodat ons verstaan hoe 'n situasie werk, kan uitspeel, sodat ons sal die understanding sal hê, om te weet wanneer om te doen, volgens die Gees. En dan die 4de een, die Gees wat insig gee. Ekskuus, ek het hom nou verkeerd gesê, die Gees wat raad gee. Dis die Gees wat langs ons kom staan en sê, ek gaan jou lei om die regte besluite te neem. Ek gaan jou help om verby hierdie pyn te kom. Die 5de een is die Gees wat sterkte gee, die Gees van krag, wat ons help om deur moeilike situasies te kom. Geliefdes, alles in die wêreld is besig om op te staan teen die gelowiges. Ek en jy gaan die Gees van krag nodig hê. Die Gees wat kennis verleen, sodat ons die woord van God kan ken, sodat ons hom kan ken, sodat ons Jesus Christus kan ken, en vanuit daardie kennis kan leef, sodat ons lig kan skyn. En die Gees wat eerbied vir die Here verleen. Ons moet daardie fear of the Lord hê, daardie respek, daardie eerbied, sodat ons kan kies om hom uit te beeld in hierdie donker wêreld, om hom uit te dra na hierdie donker wêreld toe. Geliefde, besef jy dat as hierdie golf van duisternis ons gaan begin oorneem, omdat ons kies om nie op te staan nie, dat ons kinders en ons kleinkinders dalk in die duisternis vasgeval gaan word. Besef ons dat daar 'n koninkryk van lig vir ons wag, maar dat hy nie net vir ons wag nie, dat ons nou deel is daarvan. Ek en jy moet verstaan, ons is uit die duisternis uitgelig
Kolossense 1:13 sê he transferred us from the domain of darkness into the kingdom of his son, the kingdom of light. Leef ek en jy soos kinders van die lig? Dra ons daar die lig uit? Hy sê, wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Geliefde, kies ek en jy lig. Kies ons waarlik om lig te wees. Die olie wat gebruik is in die lampies, dui ook natuurlik op die Heilige Gees, né? Olie en vlamme en water selfs en duwe of 'n duif is alles simbole van die Heilige Gees. Maar olie hierso praat ook van intimiteit met ons bruidegom. Gaan kyk maar na die gelykenis van die 10 maagde in Matteus 24. En soos wat Jesus met die Heilige Gees gesalf is, so moet ek en jy ook met die Heilige Gees gesalf en gedoop word. Die lampet is altyd vir my so mooi beeld. Dit praat van my en jou as gelowiges wat deurtrek is van die Heilige Gees, sodat ons lighelder kan wees. Die priesters moes gereeld kom om die lampitte te knip. Dit moes getrim word, noem hulle dit in Engels. Met ander woorde, die swart stukkie roet moes afgesny word. Net so moet ek en jy gereeld daardie ou sondige natuur van ons neerlê. Want as ons lampitte nie gesny word nie, dan is die omgewing om ons vol van swart rook en die ouens om ons se oë traan. Ek en jy moet verstaan hoe belangrik dit is dat die Heilige Gees deel van ons lewe moet wees. Volgens Eksodus 27:20 moes die menorah voortdurend voor God brand. En so moet ek en jy ook ons lig voortdurend voor hom laat brand. Dit is so maklik om hier oor hierdie feesseisoen saam te gaan met die wêreld, die dinge van die wêreld te doen. Ek en jy kan nie onbekeerde verlof neem nie. Ons moet juis in hierdie tyd wat die wêreld mal raak, ons moet juis in hierdie tyd kies om ons lig nog groter te laat brand, nog meer te laat brand. Geliefde, wil jy nie saam met my vandag voor die menorah gaan staan, daar in die tabernakel, maar ook weet dat dit ook weer eens 'n simbool is van wie Yeshua is, wie die Gees is, maar is ook 'n simbool van my en jou, wat met ons arms omhoog, deurtrek van die Heilige Gees, brandend voor God, 'n verskil kan maak in die wêreld. Geliefde, laat jou liggie helder skyn in hierdie week en in hierdie maand. Shalom, shalom. Ek is Ina. Dit is heerlik gewees om saam met julle te wees. Totsiens.